Ek tog vir ons eers lees. En ons lees uit 1 Timoteus 3, net 4 verse. Verse 14, 15 en 16. Ek lees eers vir ons uit die 1983 vertaling, en dan net nou gaan ons bietjie kyk na die 53 en 2020 vertaling ook. Ons het hier vir Paulus aan die woord in sy brief aan Timoteus. Ek skryf hier die dinge aan jou, hoewel ek hoop om gou na jou toe te kom. Ingeval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God. Dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. En dit staan bo alle teenspraak, dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is. As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is hy bevestig, dat die reg aan sy kant is. Aan die engele het hy verskyn, aan die heidene nasies is hy verkondig, in die hele wêreld is hy geglo, en in heerlikheid is hy opgeneem. En daarop moet 'n mens amper sê, amen. Vanoggend vir die jongspan gaan ons bietjie anders kyk. So ek wil vra dat almal van julle, ja julle wat inskakel ook, maak julle oë toe. En dan kyk jy met jou hart. En dan hoor jy wat hier gebeur. So, as almal se oë toe is. Wat se gemoed het dit in jou wakker gemaak? Enige een? 'n Bietjie angstigheid? Onsekerheid? Kom ons doen 'n ander een. Maak weer toe julle oë. Hoor met jou hart. Heeltemal 'n ander gevoel? Kalmte, rustigheid, miskien selfs, ek dink die ou Afrikaanse woord is 'n geborgenheid, iets wat jou laat veilig voel. Die krag van klank is verstommend dat die Here ons geskep het dat dit so impak op ons emosies kan hê. Net so kan dieselfde liedjie vir 2 verskillende persone hierdie 2 verskillende gevoelens wakker maak. Vir ons wat sing dat ons enigste troos in lewe en dood Jesus Christus is, in geloof is dit vir ons 'n kalmte, 'n rustigheid en 'n sekerheid. Vir hulle wat ronddobber op die see sonder die vastigheid van geloof, is dit iets absoluut angswekkend. En dit is wat vanoggend se preek vir ons gaan vasvat. Ons sien, en ek weet nie of julle dit al reeds opgetel het nie, hoe dat Paulus hier vir Timoteus 'n liedjie gebruik om vir hom iets te verduidelik. En vanoggend doen ons dieselfde. Ons gaan kyk na daardie liedjie en sê, wat beteken dit vir ons? Is dit iets wat jou ook kalm en rustig kan maak en jou sekerheid gee? Of is dit iets wat jou gaan bang maak? As jy glo, kan jy rustig wees en weet dat die waarheid vas staan vir elkeen wat op Jesus Christus vertrou. Kom ons sing saam iets wat vanoggend regtig op elkeen van ons hart behoort te druk. En dit is dat ons mekaar moet oproep om vir die res van die wêreld van hierdie sekerheid te gaan vertel. Ons sing dit a cappella. Dit is 'n beruiming van Psalm 47.
Julle behoort hom te ken. Alle volke klap julle hande, juig tot eer van God. Verhef jou stem en roem sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want hy is koning ewig, in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Daar is ook 'n tweede lied wat ons gereeld saam sing. Ons gaan hom nie vanoggend sing nie, maar ek wil hê julle moet bietjie oplet en kyk of julle hom in die preek kan raak luister. Julle wat inskakel, ag wees gaaf genoeg en skryf sommer daar vir ons in die comments onderaan of julle hom raak geluister het. Voordat ons uit die ander twee vertalings ook lees, kom ons vind net gou weer ons voete. Die laaste 6 sinnetjies van vers 16 is eintlik 'n baie ou Christelike lied. 'n Lied wat veral in die eerste Christelike gemeentes baie gesing is. Want in die ou Christelike kerke is daar baie gesing. Die Christendom was toe nog jonk en nuut en die geloof onder die gemeente vars en fris. En die gemeente het daarom baie lofgesange gesing tot eer van die Here. Trouwens, dit is vandag nog 'n tipiese kenmerk van gelowiges wat by mekaar kom, dat daar saam gesing word tot lof en eer van die Here. Ja, soms is die note vinnig, kort en meeslerend en ander keer weer stadig, traag, miskien selfs strekkerig. Partykeer sing ons almal saam hartlik uit volle bors, en ander kere is dit maar een of twee van ons wat mompelende 'n onbekende lied probeer sing. Hoe dit ook al sy, sing word daar gesing. Want gemeentesang is 'n onontbeerlike deel van enige geloofsbyeenkoms. Dit is nie net 'n eeuoue tradisie wat al uit van die Jodendom uit van geslag tot geslag oorgedra is nie. Nee, dit is ook 'n manier waarop ons eie kalmte en rustigheid bring om ons weer te verseker dat God met ons is deur sy Gees. Dit dra by tot ons geloofsgroei. Dit help ons om God se woord te verduidelik en te verkondig aan ons kinders terwyl hulle nog klein is. En dan sien ons hier in Paulus se brief aan Timoteus hoe dat die apostel self sy getroue metgesel bemoedig met die woorde van 'n lied. Onthou dat Timoteus was nog maar betreklik jonk en daarom ook so bietjie skaam en beskeie. En met hierdie brief wou Paulus Timoteus juis aanmoedig om ten spyte van die feit dat hy nog jonk is, nie terug te deins om die kerk van die Here te help bou nie. En nou, om mooi te verstaan hoe Paulus dit vir hom oopbreek, kom ons gaan kyk gou-gou na vers 15, eers uit die 2020 vertaling van 1 Timoteus 3. Maar, as ek vertraag word, moet jy weet hoe jy jou moet gedra in die huishouding van God. Dit is die kerk van die lewende God, 'n pilaar en 'n fondament van die waarheid. En ons gaan kyk na die 1953 vertaling. Hy lees: Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God. Want die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Paulus praat hier van die gemeente letterlik as die huis van God, 'n pilaar en 'n grondslag vir die waarheid. 'n driedeling, 'n huis, 'n pilaar en 'n fondament. Sterk oorspronklike Griekse woorde wat Paulus hier gebruik. En dit laat 'n mens dink aan 'n solied geboude huis met sterk pilare en dik mure en 'n stewige fondament. Dit bly onbeweeglik staan in stormwind, swaar weer en gietende reën.
Want dit gaan hier om die waarheid van God. Die gemeente wat gebou is op hierdie waarheid as fondament. Die gemeente wat hierdie waarheid dra en regop hou soos die pilare die dak van 'n huis dra. En soos die huis binnekant smaakvol gemeubileer word, wat die huis vul en volmaak, soos die gemeente gevul met die mooi waarhede van God se woord. Ons het hier nie te doen met 'n ligkasteel wat net in mense se verbeelding bestaan en onwerklik is nie. Nee, ons het hier te doen met 'n rotsvaste sekerheid wat vas en stewig bly staan. En dit is nie juis wat ons vandag so dringend in ons moderne lewens nodig het nie. 'n Rotsvaste, onwankelbare beginsels en geloofswaarhede. En tog is daar in sommige kerkkringe teoloë wat probeer leiding neem en hierdie beginsels en waarhede probeer ondermyn deur die waarhede van God se woord te probeer bevraagteken. Met dinge soos dat Jesus nie uit 'n maagd gebore kon word nie vir ons sondes betaal het nie uit die graf kon opstaan nie en nie na die hemel opgevaar het nie. En dat hierdie lewe die enigste lewe is, met niks daarna as 'n mens sterwe nie. Dit bring ons sekerheid vir jong en onstandvastiges in die geloof. Want hoe moet 'n mens dan weet wat kan jy van die Bybel glo? Ons teksgedeelte vanoggend vertel ons egter die volle waarheid. En selfs al kom dit uit die Bybel uit en jy vra, hoe moet ek dan weet ek kan dit glo? Gaan doen maar 'n bietjie jou huiswerk en kyk hoeveel buitebybelse verwysings daar is wat vanoggend se teksgedeelte bevestig dat dit rotsvas en die absolute enigste waarheid is. Die waarheid dat Jesus Christus op hierdie aarde as 'n mens kom loop het en slegs God gegewe gawes kon gebruik om dinge te doen wat hy gedoen het. Om vir ons sondes aan 'n kruis te kon betaal. Hier in vers 15 haal Paulus hierdie waarheid uit die donkerheid uit en kom sit dit in die lig vir ons neer wanneer hy dit vergelyk met 'n huis wat vas en stewig gebou op die aarde staan. En dan verder in vers 16 breek hy dit vir ons oop. Want vers 16, soos ek reeds genoem het, is eintlik 'n baie ou Christelike lied en dit vat hierdie waarheid vir ons so mooi saam in net 6 kort maar kragtige sinne. 'n Waarheid wat hardop deur die gemeente uitgesing word sodat almal wat ore het dit kan hoor en daarna kan luister. Die lied gaan oor Jesus Christus. En ja, ons weet nie wie dit geskryf het of die musiek daarvoor gestel het nie. Wat ons wel weet, is dit kom beslis nie uit Psalms of die Ou Testament nie. Dit is bloot 'n Christelike lied. En in die vroeë Christelike kerk is liedere soms spontaan gekomponeer en gesing. Paulus het nie hiermee 'n probleem gehad nie, juis omdat die hoofinhoud hiervan gegaan het oor die waarheid van Jesus Christus. Dit was eintlik maar 'n stukkie prediking in musiekvorm. En dit is 'n manier om God se woord te verkondig, met sang en met lied. 'n Lied wat vir Paulus so mooi was en hom so geboei het, dat hy die woorde hier letterlik aanhaal vir Timoteus. 6 kort, eenvoudige ritmiese reëls. As mens het Jesus in die wêreld gekom. Deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is. Aan die engele het hy verskyn. Aan die heidene nasies is hy verkondig. In die wêreld is hy geglo en in heerlikheid is hy opgeneem. Dis al. Niks meer nie. Maar in hierdie een lied vind ons terselfdertyd 'n Kerslied, 'n opstandingslied, 'n hemelvaartslied, 'n Pinkster en 'n sendingslied. In die eerste reël, as mens het Jesus in die wêreld gekom, beskryf die woorde vir ons die koms van ons Here Jesus Christus na hierdie aarde toe. Sy koms wat begin het met Kersfees en daarom 'n Kerslied. Die geboorte
van ons Here Jesus Christus, daar in die krib in Bethlehem, wat die woorde van Johannes 1 vers 14 bewaarheid het, die woord wat vlees geword het, die verborge woord van God uit die hemel wat op die aarde in sigbare gestalte van 'n mens verskyn het. Dit vertel van die lewe van Christus hier op aarde, Christus, nederige mens, maar ook van Christus se vernedering om as mens hier op aarde te moes neerdal. In die tweede reël, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is, het ons te doen met die werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat op Pinkster uitgestort is. Die Heilige Gees wat Christus hier op aarde kom verheerlik. Ja, dieselfde Heilige Gees wat vir jou en vir my vertel wie Christus in werklikheid is. Die reg is aan sy kant, 'n sondelose mens omdat hy die seun van God is. Hy is ware mens en ware God. God uit God en lig uit lig. Die derde versreël, aan die engele het hy verskyn, vertel vir ons van sy opstanding uit die dood en sy hemelvaart. Christus wat op daardie Sondagmôre toe hy uit die graf opgestaan het, deur die engele gesien is en deur die engele toegejuig en begroet is, en toe na die hemel opgevaar het en daar aan die regterhand van God gaan sit het. En die vierde reël, aan die heidene nasies is hy verkondig. Jesus se laaste opdrag aan sy disippels, net voor hy na die hemel opgevaar het, soos vir ons in Matteus 28 vers 29 saamgevat is, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dit is presies wat na Pinkster gebeur het. Sending onder die heidene. Ons heidene. Die evangelie wat deur die predikers uitgedra is na die wêreld van die heidene. Mense wat uit hulle mond die goeie boodskap gehoor het en dit geglo het. Hulle laat doop het. Gemeentes gestig het en amptdraers in die verskillende ampte verkies het, is waarvan ons lees in reël 5. In die wêreld is hy geglo. En dan in die 6de en laaste reël, en in heerlikheid is hy opgeneem. Christus in sy heerlikheid daar op die troon aan die regterhand van die hemelse Vader. Vandaar regeer hy in sy heerlikheid. Regeer hy oor alles en oor almal, in die hemel en op die aarde. En daarmee is hierdie kort lied met sy min en eenvoudige woorde klaar. Maar watter diepte lê nie hierin opgesluit nie. Die kernmomente van die hele evangelie. Die evangelie van Jesus Christus, kompak, saamgevat, met min woorde wat gesing kan word oor die groot weldade en heerlike dinge wat God doen. Laat ek en jy as nageslag van hierdie Christene ook nog hierdie evangelie met volle bors uitsing na buite toe, sodat almal dit uit ons mond uit kan hoor. Hoe dat ons die lof, die eer en die heerlikheid van ons Here Jesus Christus met sang en lied verkondig. Laat hierdie lied van ons teks vir ons as gemeente dan weer van niets af 'n aansporing wees om almal hartlik met siel en gees saam te sing. Want dit is die blye boodskap van God in Jesus Christus aan jou en aan my. Sy waarhede aangaande sy enige gebore seun, ons Here Jesus Christus, en die leiding wat hy vir ons gee deur die Heilige Gees. Kom laat ons dan lustig daaroor saam sing, met blye hart en oorgegewe gemoed. Want ons het tog so baie om oor te sing.
So baie om oor bly te wees, nog meer om oor dankbaar te wees. Want God se genade wat in Jesus Christus aan elkeen van ons verskyn het, is ons in om aan te neem.